Goeiemôre. Kom ons lees saam uit Psalm 31 vanaf vers 1 vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. By U, o Here, skuil ek. Laat my nooit beskaamd staan nie. Bevry my deur U geregtigheid. Neig U oor tot my. Red my gou. Wees vir my 'n rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om my te verlos. Want U is my rots en my bergvesting, en om U naam ontwil sal U my lei en my bestuur. U sal my laat uitgaan uit die net wat hulle vir my gespan het, want U is my toevlug. In U hand gee ek my gees oor. U het my verlos, Here, God van trou. Ek vestig U aandag op vers 6. In U hand gee ek my gees oor. U het my verlos, Here, God van trou. By U, Here, skuil ek, laat my nooit beskaamd staan nie. Wat 'n eenvoudige, maar diepgaande geloofsbelydenis is dit nie van Dawid nie. By U, Here, skuil ek. Die lewe is vol storms. Daar is dae van vreugde. Daar is ook donker dae van siekte, verlies, onsekerheid en geweldige teleurstelling. Wanneer die donker wolke aanpak en die dreigende weer opsteek, dan soek elke mens en dier 'n skuilplek. Baie mense vertrou op geld, baie mense vertrou op ander mense, nog ander vertrou op hulle eie vermoëns. Maar Dawid weet dat alle aardse skuilplekke uiteindelik so ver tekortskiet. En daarom dig hy hierdie psalm en hy sê hy vlug na die Here. Hy beskryf God as sy rots, sy vesting en ook sy toevlug. En 'n vesting was in die ou tyd 'n plek van veiligheid gewees teen vyandelike aanvalle wat geloods is. En wanneer die vyand opgekom het, het die inwoners agter die mure van die stad geskuil. En Dawid kom sê in hierdie psalm, Here, U is vir my 'n veilige plek. Wat 'n groot en wonderlike troos vir elkeen van ons wat vanaand hierdie boodskap hoor. Ons veiligheid lê nie in ons huise nie. Ons veiligheid lê nie in ons omstandighede nie. Ons veiligheid lê ook nie in ons eie krag nie. Maar ons veiligheid lê in die hande van die onveranderlike God. Verder bid Dawid, in U hand gee ek my gees oor. Weet jy, geliefdes, hierdie is woorde wat ons so goed ken. Dis woorde wat 'n besondere betekenis dra in die Ou Testament. Dit was die aandgebed wat ouers hulle kinders geleer het en wat gebid is as die dag gedaal het. Dit is ook die taal van Dawid se volkome vertroue. En hy plaas sy lewe, sy toekoms en sy bestaan in God se hande. Maar hierdie bekende woorde hoor ons ook daar aan die kruis. En hierdie vers kry sy volste betekenis by Golgotha. Toe die Here Jesus daar aan die kruis gehang het, het hy hierdie woorde aangehaal. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Selfs in sy diepste lyding, het ons Here Jesus Christus homself volkome aan die Vader toevertrou. En daarin lê ons hoop vir die nuwe week wat wag. Daarin lê ons hoop vir die lewe. Want Jesus het nie net hierdie woorde gebid nie, hy het die verlossing bewerk, wat hierdie vertroue moontlik maak. Na sy kruisdood en opstanding, het hy die skuld van elkeen van ons gedra. En daarom kan ons ook vanaand met vrymoedigheid na God toe kom. Nie omdat ons waardig is nie. Nie omdat ons so sterk is nie. Maar omdat Christus ons verlosser is. Let op hoe Dawid die Here aanspreek. U het my losgekoop, Here, God van trou. Die Here is getrou. My broer en suster, mense verander, omstandighede verander. Ja, ons eie harte wissel so baie keer tussen geloof en vrees. Maar God verander nooit. Sy verbond staan vas. Sy belofte staan vas. Sy liefde vir sy kinders
staan rotsvas. En daarom kan ons in moeilike tye sê, ek is veilig in die hande van my God. Miskien is daar dinge wat vandag op jou hart druk wat jou bekommerd maak. Miskien dra jy laste wat niemand anders ken nie, selfs nie as jy lewensmaat of kinders of ouers nie. Lê dit aan die voete van die Here. Ons skuil by hom, vertrou hom. Plaas jou lewe opnuut in sy hande, want die hande van God is magtig om te bewaar. Vir die gelowige is daar geen veiliger plek as in die hande van die Here nie. Mag die Here ons leer om saam met Dawid ook hierdie woorde te bid. By U Here skuil ek, en in U hande gee ek my gees oor. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel troon, ons dankie vir hierdie wonderlike aandgebed, wat U vir ons laat opteken het in die psalmbundel, so ryk en so kosbaar. Mag ons dit leer vir ons kinders, vir ons kleinkinders. In U hande gee ek my gees oor. Ons loof en prys U dat ons dit mag doen in Christus Jesus ons Here. Amen.